Hartlike goeiemôre. Wat 'n wonderlike voorreg om so saam te wees vanmôre in die huis van die Here en dan ook so in gemeenskap met mekaar te wees in sy teenwoordigheid. Hy sê vir ons, daar waar 2 en meer in sy naam is, daar is hy. So alhoewel die Here in ons harte woon en altyd by ons is daar tog geleenthede waar hy besonder naby ons kom. En dit is geleenthede soos hierdie, wanneer ons bymekaar is as broers en susters, weergebore kinders van God, in sy huis en by sy boodskap en by sy geleentheid. Daarom wil ek julle vanmôre groet met die woorde van Petrus, toe hy die gemeente gegroet het, aan wie hy geskryf het, in sy eerste brief Petrus, wat hy hierdie woorde skrywe, hy sê, hy groet hulle, hy sê, aan die wat net so kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van ons God en saligmaker, Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermeerder word, deur die kennis van God en Jesus ons Here. Amen. Kom ons staan vanmôre, dan open ons hierdie diens met die lied wat op die bord sal verskyn, gaan sy poorte in met lofliedere. Dan sing ons hartlik saam. Ons is sy volk, sy eie burger. Ons loof, ons prys sy naam. Hy het my verblij, hy het my bevry. Ons loof, ons prys sy naam. Hy het my verblij, hy het my bevry. Ons loof, ons prys sy naam. Ek gaan sy poorte binne met lofliedere, sy tempel en lofgesang. Ons is sy volk, sy eie burger. Ons loof hom, ons prys sy naam. Hy het my verblij, hy het my bevry. Ons loof hom, ons prys sy naam. Hy het my verblij, hy het my bevry. Ons loof hom, ons prys sy naam. Ons loof hom, ons prys sy naam. Nou ja, ek kan die woord van die Here vanmôre so lank oopmaak by 2 plekkies en 'n paar ander gedeeltes sal ek net lees. Die eerste is 1 Korintiërs hoofstuk 9 en dan gaan ons net terugblaai na 1 Korintiërs hoofstuk 4 waar ons ook 2 verse sal saam lees. Jy kan so lank die woord dan daar oopmaak en terwyl ons blaai kan ons ook ons harte begin stil maak voor die Here. En alhoewel die lied 'n bietjie onbekend was, stem ons saam, ons loof hom, ons prys hom, ons gaan sy poorte in met lofliedere. Dierbare Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit vir ons om vanmôre op hierdie opstandingsmôre die dood en opstanding van U seun Jesus Christus te herdenk. Om vanmôre te sê hy het opgestaan en opgevaar en sit aan die regterhand van die Vader van waar hy weer sal kom. Om ons na hom toe te vat en om te oordeel die wat nog lewe sowel as die wat gesterf het. Baie dankie dat ons vanmôre kan opgewonde wees met lofliedere ingaan. En vanmôre kan sê dankie Here. U het gesê glo in my, glo ek in God. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei, dan kom ek weer. En Here, ons is vanmôre opgewonde as ons daaraan dink dat die skepper van hemel en aarde aan die mens gedink het, dat hy vir ons besig is om 'n plek te berei. 'n Plek waar ons eendag vir ewig in die lig van u geregtigheid sal kan lewe. 'n Plek wat ons vir ewig in die teenwoordigheid saam met die ouderlinge en die lewende wesels sal kan bid.
Here, terwyl ons so opgewonde is daaroor, bid ons vir hierdie wêreld van ons, hierdie dorp waar ons bevind vanmôre, Here. Dat die ander mense, Here, se oë sal oopmaak vir hierdie waarheid. Ons dink aan so baie mense wat verlore gaan om ons, Here, omdat hulle die waarheid nie weet nie. En ons wil bid dat U vir ons sal help as 'n gemeente, maar ook as individue, om ons lig so te laat skyn voor die mense, dat hulle ons God en ons Vader sal verheerlik. Ag Here, dat dit soos 'n magneet mense sal aantrek om gered te word. En daarom bid ons ook in besonder vir die roeping, dat U, Here, in daardie dominee en sy huisgesin se harte sal werk, en dat U, Here, 'n leraarspaar na hierdie gemeente sal lei, Here, wat voltyds hier sal kan wees en sal kan help met hierdie proses, hierdie program om op te bou, Here, en uit te reik en U koninkryk te bou. Ons bid, Here, dat Julle duidelik die stem van die Here sal hoor, dat die Heilige Gees sal trek, Here, ook vir ons wat wag, Here, dat U ons getrou sal vind, biddend, wagtend op die regte persoon op die regte tyd. En baie dankie, Here, dat ons ook vanmôre hierdie sake voor U kan neerlê, Here, en weet, Here, dat elke gebed is ja en amen in U naam. Maar dan wil ons ook bid in besonder vanmôre, Here, hierdie geleentheid wat ons bymekaar is, wat ons bietjie gaan praat oor rentmeesterskap, oor ons gedeelte in die koninkryk, Here, dat U ook op 'n wonderlike wyse hierdie woord wat ons gaan lees sal seën, Here, dat U ons sal help om dit te verstaan. Here, dat U ons sal help om dit te lewe. Ja, Jakobus sê, moenie hoorders wees en nie, ons moet daders wees, Here. En daarom bid ons dat U vir ons sal help, Here. Seën die woord, seën die geleentheid en word U verheerlik in Jesus se naam. Amen. Paulus skrywe in 1 Korintiërs hoofstuk 9 vanaf vers 1 hierdie woorde: Is ek nie apostel nie, is ek nie vry nie, het ek nie Jesus Christus ons Here gesien nie, is julle nie my werk in die Here nie. As ek verander geen apostel is, is ek dit tog seker vir julle, want julle is die seël van my apostelskap in die Here. My verantwoording aan die wat my beskuldig is dit: het ons geen vryheid om te eet en te drink nie? Het ons geen reg om 'n suster of 'n vrou met ons rond te neem, net soos die ander apostels en die broers van die Here en Sefas nie? Of het net ek en Barnabas geen reg om die handearbeid te laat staan nie? Wie dien ooit as 'n soldaat op eie koste? Wie plant 'n wingerd en eet nie van die vrug nie? Of wie pas 'n kudde op en geniet nie van die melk van die kudde nie? Sê ek dit miskien menslikerwys? Of sê ek dit, of sê die wet nie ook nie? Want in die wet van Moses is geskrywe: ons wat graandors mag jy nie myl brand nie. Is dit miskien oor die osse dat God hom bekommer? Of spreek hy inderdaad om ons ontwil? Ja, want om ons ontwil is dit geskrywe, omdat hy wat ploeg ook op hoop moet ploeg, en hy wat dors op hoop moet hoop om wat hy hoop deelagtig te word. As ons vir julle die geestelike gesaai het, is dit 'n groot saak as ons julle stoffelike goed maai. As ander deel het aan die reg op julle diens, het ons nie nog meer nie. Ons het ewenwel nie gebruik gemaak van hierdie reg nie, maar ons verdra alles om geen hindernis vir die evangelie van Christus te veroorsaak nie. Weet julle nie dat die wat met heilige dinge werk uit die heiligdom eet nie, en die wat by die altaar besig is met die altaar deel het nie? So het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig, dat hulle uit die evangelie moet lewe. Maar ek het van geen een van hierdie dinge gebruik gemaak nie, en ek skryf dit nie met die bedoeling dat dit so met my moet wees nie, want dit sou vir my beter wees om te sterwe as dat iemand my roem sou verydel. Want as ek die evangelie verkondig, is dit my geen roem nie, want die dwang is my opgelê. En wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. Want as ek
dit vrywillig doen, het ek loon, maar as ek dit onwillig doen, is 'n rentmeesterskap aan my toevertrou. Enkel hoofstukke terug na hoofstuk 4 toe, so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Sover die onfeilbare en kosbare woord van die Here. Ek wil graag die aandag let op hierdie woorde wat Paulus vir ons sê in 1 Korintiërs hoofstuk 9, wat hy sê in vers 17, want as ek dit vrywillig doen, het ek loon, maar as ek dit onwillig doen, is 'n rentmeesterskap aan my toevertrou. Hy sê daar's twee opsies. Die een is ek doen dit vrywillig, of die tweede is ek word rentmeesterskap opgelê. Nou hier in hoofstuk 4 verse 1 en 2 word hier dieselfde woord rentmeester gebruik. Die Afrikaanse vertaling het hom vertaal hier as bedienaar of bedienaars, maar dis eintlik die woord steward of stewardship. Hy sê so moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en rentmeesters van die verborgenhede van God. En verder word van die rentmeesters vereis dat hulle getrou bevind moet word. Nou wanneer ek vanmôre met u praat oor hierdie tema rentmeesters van God se seun, dan wil ek graag met u bietjie vanmôre praat oor die offergawe. Dit wat die Here ons mee seën en dit wat ons dan moet teruggee, waar kom dat vandaan? Wat beteken dit in die Ou Testament? Wat beteken dit in die Nuwe Testament? En dan natuurlik die groot vraag, is dit nog relevant? Is dit nog relevant? Nou wanneer 'n mens praat oor die tiendes of offergawes of rentmeesterskap, is dit baie belangrik in die eerste plek dat ons vir mekaar sê, mekaar in die oë kyk en sê, om 'n rentmeester te wees, beteken dat ek in sigself nie die dinge besit waarmee ek werk nie. Ons lees hierdie woorde in Psalm 24 vers 1, waar Dawid skryf, 'n Psalm van Dawid, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Die eerste baie belangrike aspek van rentmeesterskap is dat ons moet besef, ek is net 'n rentmeester, of vrywillig of opgelê, een van die twee. Jy kan self besluit waar wil jy wees, maar ek is 'n rentmeester in hierdie wêreld wat moet bestuur dit wat nie aan my behoort nie. Baie belangrik. En dit maak 'n enorme verskil wanneer 'n mens dink aan hierdie dinge, wanneer jy aan die terme van rentmeesterskap dink, in steede daarvan van jou eie goed. Ek kyk daar by die werk, is dit baie maklik om uitgawe te teken en af te teken, want is die werk se geld. Maar as jy by die huis kom, dan is dit 'n bietjie moeilik om daai selfe uitgawe te teken, want ewe skielik is dit jou eie geld. Maar weet jy, eintlik is dit presies, ons moet doen wat die beste is vir die maatskappy, met die maatskappy se geld. En ons moet doen wat die beste is vir die koninkryk van God, met die koninkryk van God se geld. Dit is belangrik. Die tweede baie belangrike gedagte wat ons moet in ag neem wanneer ons oor die tiendes of oor die offergawes gaan praat vanmôre, is dat dit is iets wat heilig is aan die Here. Ons wil dit afmaak as iets wat hier eenkant moet wees, of iets wat elders weggesteek moet wees in 'n hoekie. Maar ons lees in Levitikus 27 vers 30, ook al die tiendes van die land, van die graan van die land, van die vrugte van die bome, behoort aan die Here, dit is heilig aan die Here. Dit is 'n saak heilig aan die Here. Is baie belangrik wanneer 'n mens oor hierdie dinge praat, dat die eerste twee gedagtes sal wees, dat ek 'n rentmeesterskap is, en hierdie dinge wat ek mee toevertrou is heilig aan die Here. Nou die Bybel leer ons dat ons rentmeesters moet wees van ons tyd, rentmeesters moet wees van ons geld, ons tyd behoort ook nie aan ons nie, rentmeesters moet wees van ons besittings, ons talente, ons gawes, oor elke aspek. So ons praat maar oor een aspek vanmôre miskien, ons offergawes, maar rentmeesterskap is 'n baie dieper boodskap, 'n baie dieper gedagte as net finansiëel. Dit gaan ook oor tyd. Die kerk het mense nodig wat die tuindienste doen of die tuin onderhou. Ons het mense nodig wat help dra aan die stoele en wat help dra
aan die regpak en wat sonnaarskool gee en wat op die kerkraad dien en al hierdie verskillende dinge. En ek onthou baie jare gelede toe ons 'n stukkie grond gekry het waar ons 'n kerk gaan bou, was daar 'n oom gewees, hy's nou oorlede, oom Van, was betrokke by baie kerke in sy lewe waar hulle kerk gebou het. En een van die geestelike mense wat ek nou opgekyk het as 'n jong man wat net tot bekering gekom het, hierdie oom. En ons is besig daar om die gronde skoon te maak en is groot bloekombome wat ons moes afkap en afsaag. En dan sleep ons het dit alles self gedoen, daar was nie nog geld om mense te kry nie. En hierdie oom is op daardie stadium al in sy 80's en hy sleep een van hierdie groot takke en ek hardloop daarna om toe en ek wil hom keer. Ek sê laat ek vat, ek sê jong man. Hy sê moenie my diens aan die Here my ontneem nie. Hy sê hy's 'n helper. Hy's 'n rentmeester van iets. Hy moet sy tyd, sy talente. Hy sê wie wat, ek sê 'n prediker nie. Ek is nie 'n vreeslike groot bidder nie. Ek bid, maar ek is nie een van hierdie ouens wat jy na opkyk en hulle noem hulle self intercessors, maar wie wat, ek sê helper. Daar in Romeine sê daar's ook helpers. Hy sê moenie ontneem nie. En as ons 'n werksdag gehad het, was oom Van in die 80 jaar oud daar gewees totdat hy demensie gekry het. Rentmeesterskap is 'n baie groter tema as net offergawes, maar ons praat vanmôre by hierdie wanneer ons spesifiek gaan praat oor 10de Sondag, 'n bietjie oor die 10de en ek wil met die 3 aspekte deel van die 10de vanmôre. En die eerste is waar kom die 10de vandaan? Voor die wet, met ander woorde, ek wil met u praat oor die 10de in die wet en dan die 10de onder die genade dispensasie, want ons vind hier die 3 gedeeltes in die woord. Nou die eerste is die beginsel van die 10de is baie ouer as die wet, baie ouer as die wet. Die eerste punt vanmôre, reeds 1000 tot 1200 jaar voor Abraham is daar Bybelse tekste van die antieke wêreld wat reeds daarop wys dat die mense die gewoonte gehad het om 'n gedeelte van hulle opbrengs na hulle tempels toe te neem. Nou is dit belangrik, 'n mens kan nou baie kere sê, maar ons verwys nou na die antieke wêreld, heel moontlik afgodediens en afgodedienaars, maar jy moet onthou dat alle godsdienste het gekom as 'n afdwaling van die een ware godsdiens, want God het die wêreld geskape, en toe hy die wêreld geskape het, was daar 'n Adam en 'n Eva, en hulle het geweet van God. En daar het reeds 'n aanbiddingsstelsel ontstaan, want daar het Kain gekom en van sy vrugte geoffer, en Abel het 'n lam geoffer. En Kain se offer was al klare afdwaling van wat God gesoek het. Daarom het God dit nie aanvaar nie. Hy het dit nie as regverdig gevind nie, waar hy Abel se ontvang het. En uit hierdie groeperinge wat geweet het van God, maar nie bereid was om met God te ontmoet nie, nie bereid was om met God te lewe nie, het begin om hulle eie godsdienste te maak, en uit daardie geskrifte vind ons dat daar reeds 'n gewoonte was, want dit wat hulle ken, enige mens wat 'n nuwe ding begin, vat iets wat hy ken en hy bou iets anders by. En alle vals geloof het eintlik so begin. Dit begin met 'n waarheid en dan verdraai jy dit. So selfs tot 1200 jaar in die antieke beskrifte vind ons reeds die gebruik van offergawes aan die tempel. En daarom vind ons in Genesis 14 vers 20, wanneer Abraham uiteindelik kom en hy gaan om dan nou vir Lot te gaan verlos daar van Sodom en Gomorra, dan kom daar die eerste optekening in die Bybel waar die hoëpriester Melchisedek na hom toe kom en hom seën. En ons lees in Genesis 14 vers 20 waar Melchisedek sê, en geseënd is die God, die Allerhoogste, wat die vyande in die hand gegee het. Toe gee hy Abraham hom 'n 10de van alles. Nou daardie aspek kom voor daar 'n wet was Abraham, en hy gee 'n 10de van die byt wat hy bymekaar gekom het aan hierdie priester Melchisedek. En dit wys dat daar reeds 'n gedagte en 'n beginsel was in Abraham se lewe, dat hy in sy eie persoonlike lewe by die huis ook hierdie beginsel gehad het. 'n 10de van alles. Ons vind dit 'n bietjie later in Jakob se belofte, waar Jakob dan natuurlik in Genesis 28 vers 20 die Here gesien het en daar by die klip 'n belofte gemaak het, en dan lees ons hierdie woorde, van alles wat U my gee, sal ek U sekerlik die 10de gee. Jakob.
So in Abraham se geval was dit nie 'n wet wat vir hom gesê het gee 10de nie. Daar was geen wet op daardie stadium wat geskryf het Abraham, jy moet 'n 10de gee nie, maar ons vind hy gee hierdie 10de en ons sien dit was eer aan God vir die oorwinning en voorsiening. Die hart van Abraham was hierdie goed gaan ek nou gee, want dit is om God te eer vir die oorwinning en voorsiening. Dit wys die gedagte van rentmeesterskap. Here, U het oorwinning gegee. U het hierdie dinge voorsien, maar Here, ek gee terug. In Abraham se geval was dit in Abraham se geval was dit eer. Dit was dankbaarheid en eer. In Jakob se geval sien ons dan dat hy niks besit het op daardie stadium nie. Hy het 'n onseker toekoms gehad, maar hy erken dat God is die bron van alles en daarom sê hy, God, ek het niks nie. Ek vlug nou vir my broer. Ek gaan hier na Laban toe gaan. Ek het nog nie geërf nie. My vader Isak lewe nog, maar Here, as U vir my voorsien van dit wat U my voorsien, gaan ek vir U gee 'n 10de van alles. Weereens kom dit na hartsaak toe hy erken God as die bron van dit alles en dan sê hy uit dit uit sal hy dan 'n 10de teruggee. Met ander woorde, in die eerste gedagte vanmôre, lank voordat daar 'n wet was daar reeds 'n beginsel van offergawe. Daar was reeds 'n beginsel en ons vind in beide Abraham en Jakob se lewens dat hierdie beginsel dan nou in die vorm van 'n 10de na vore gekom het. Die tweede gedagte is die wet van Moses het die beginsel georganiseer. So alhoewel hierdie beginsel van 10de reeds voor die wet bestaan het dit in die tyd van Moses gekom waar hierdie beginsel georganiseer is in 'n wet, in 'n opgeskryfde vorm of manier wat jy dit moet doen. Dit is belangrik dat ons in gedagte sal neem dat op daardie stadium was die kerk ook die regering en daar was nog nie 'n koning nie en daar was ook nie veronderstel om 'n koning te wees. Baie mense sal baie kere sê, maar weet jy, ek kan nie eintlik vir die kerk vreeslik gee nie, want die regering vat alles. En dit is ongelukkig so, hy vat amper alles. Maar jy weet, die Here het daar vir die volk gesê van ouds af, moenie vir julle 'n koning soekie, moenie. En toe Samuel kom en hulle soek 'n koning, toe sê die Here, is 'n verkeerde ding wat julle nou doen, want hy gaan ook iets soek. So het 'n regering gesoek en nou soek die regering die geld. En daar in die Nuwe Testament kom die Here Jesus, hy sê, is sy skuld dat daar regering is nie. Is sy skuld dat daar koning is, julle wou die koning gee die koning wat hom toe kom. Maar hierdie kant moet behoue bly. So in die Ou Testament vind ons dat onder Moses hierdie dinge dan georganiseer was, en dat hulle onder hierdie wet verskillende forme van 10des gehad het. Nou ek wil graag vanmôre so klein bietjie met die praat oor die 4 tipe 10des. Ons het dit genoem by 'n ander geleentheid, maar die 4 tipe 10des wat daar dan nou was onder die wet. Onder die wet was daar in die eerste plek wat hulle genoem het die Levitiese 10de. Dit was 10% van jou inkomste wat jy moes teruggee aan die tempel of aan die Lewiete. 10% van die opbrengs van die land of van die wyn of van die olie of van jou skaap of van jou geld of van wat ook al dit was. En daarvan lees ons in Numeri 18 vers 21 hierdie woorde, en kyk, ek gee aan die kinders van Levi al die 10des in Israel as erfdeel vir hulle dienswerk wat hulle verrig. 'n Dienswerk van die tent van samekoms. Hierdie eerste vorm van 10de, die Levitiese 10de, was vir die dienswerk van God bedoel, 10%. Hy sê gee 10% vir die dienswerk van God. Die Lewiete het geen van hulle eie grond gehad nie, hulle kon nie sekulêr werk nie, hulle kon nie hulle eie inkomste op 'n manier bymekaar kom nie. Hulle het God se werk gedoen en daarvoor het God gesê hy voorsien aan hulle die 10des van die volk. So in die eerste plek was die 10de as God se voorsiening vir sy bediening. God se voorsiening vir sy bediening. Daardie behoefte bestaan nog steeds vandag, miskien in 'n ander formaat, maar daai behoefte het nie weggeraak nie. Dis wat baie kere die redenasie is. Weet, in die Ou Testament het ons die wet gehad, in die Nuwe Testament, maar in die Ou Testamentiese wet was beginsels gewees. En die eerste beginsel was dienswerk vir God. Daar moes 'n offergawe gewees het vir die dienswerk vir God. Die tweede vorm van 10de wat hulle moes bring,
was die aanbiddingstiende gewees. Dit was weer 10% gewees. So baie kere dink ons die volk Israel het 10% gegee, hulle 23% per jaar betaal. 23% per maand, 23% per transaksie het hulle vir die Here gegee. Die tweede tiende was die aanbiddingstiende. Ons lees daarvan in Deuteronomium 14. Ek wil dit vir julle lees vanmôre vanaf vers 22 tot 26. Lees ons hierdie woorde: jy moet noukeurig die hele opbrengs van jou saad wat jy jaar na jaar uit die land uitsprei vertien. En jy moet voor die aangesig van die Here jou God op die plek wat hy sal uitkies om sy naam daar te laat hoor, die tiendes eet en van jou koring en van jou mos en van jou olie. Die tweede tipe van tiende was aanbiddingstiende. Dit was apart van die eerste tiende vir die dienswerk. Hierdie tiende was, hulle moes begroting gehad het. Hulle moes 'n begroting opgestel het, 'n tiende vir die dienswerk van die Here en 'n tiende vir aanbidding. 'n Tiende vir aanbidding. Hierdie tiende het hulle nie vir die Lewiete gegee nie, dit was vir hulle self gewees. 3 maal in die jaar moes die volk opgegaan het na die plek waar die Here kies. Kon jy dit by jou huis doen? Nee. Waar moet jy gaan aanbid? Waar die Here sê jy moet aanbid, dan aanbid. Hierdie tweede vorm van tiende was dan gewees om by daardie spesifieke plek, eerste was dit in Silo, daar waar Joshua die tabernakel opgesit het, vir jare was dit in Silo gewees, en sommige mense moes 3 tot 4 dag reise ver reis om daar te kom. 3 maal 'n jaar moes hulle voor die aangesig van die Here kom, 7 dae vir die ongesuurde brode, die Pinksterfees, en dan 8 dae vir die loofhuttefees. 3 maal in die jaar, daar was nie verlof soos ons dit vandag het. Ons begroot moes nou vir vandag vir verlof. Ons gaan see toe, ons gaan wildtuin toe, ons gaan al hierdie dinge. Hulle moes begroot het om voor die aangesig van die Here te kom. En daarom glo ek die kerke en die ou mense geglo in die konferensies. 'n Vroeë konferensie, 'n paaskonferensie, 'n laatkonferensie. Want jy moet begroot. Jy moet begroot. Jy kan nie sê, maar hoorie, daar's nou nie geld vir konferensie nie. Daar's nie geld om die dienste by te woon nie. Nee, jy moet begroot het daarvoor, 10%. Die mense kon hierdie tiende self eet. Dit was God se voorsiening in aanbidding. Hy wou gehad het, jy moes tye gehad het van afsondering, tye van aanbidding, tye van vreugde voor God, waar jy dan ook genoeg gehad het om te kon eet en bly wees voor die Here. Belangrik om te let dat die volk moes werklik moeite doen om voor die Here te verskyn. Vandag is dit baie maklik. Dit was nie net 'n kort uitstampie nie. Hulle moes moeite doen. Hulle moes moeite doen in hulle begroting om te sê, ek gaan nie net begroot om die dienswerk van die Here aan die gang te hou nie. Ek gaan ook begroot om self voor die aangesig van die Here te kom. Om tyd met die Here te spandeer. Die tweede is dan die aanbiddingstiende. Ons gaan terwille van die tyd 'n bietjie verder aangaan. Die derde tipe van tiende was die barmhartigheidstiende. Dit was 3,3%. Ons lees daarvan in Deuteronomium 14 vers 28 en 29. En ek lees vir julle soos dit hier opgeteken is. Nou is ek weer weg van Deuteronomium af. Deuteronomium 14 vers 28 en 29. Aan die einde van 3 jaar, let op, aan die einde van 3 jaar moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrengs in die jaar en dit in jou poorte wegsit. Dan moet die Lewiet kom en die wat geen erfdeel het saam met jou nie, en die vreemdeling en die wees en die weduwees wat in jou poorte is, en hulle moet eet en versadig word. Hierdie tiende was net elke 3de jaar gewees, daarom 3,3% per jaar, moes hulle dan een kant gesit het vir barmhartigheid. Nou weer eens, hulle kon nie gesê het, maar ek gaan nou die 3,3% aftrek van die 10% vir die dienswerk nie, en dan gaan ek nou 6,7% gee vir die dienswerk en 3,3% vir die barmhartigheid nie, en dan gaan ek die 10% vir my verlof hou nie. Nee, hulle moes dit presies gehou het soos wat dit was. Dienswerk vir die dienswerk, aanbidding vir die aanbidding, barmhartigheid vir die barmhartigheid. Elke 3de jaar moes hulle op sy sit vir die arme mense en vir die wat in nood is. En dan was daar die 4de vorm van tiende gewees. Hierdie tiende het nie 'n rol gehad op die normale mens nie. So die normale mens wat geboer het, of wat gesaai het, of wat vee gehad het, of wat ook al hy gehad het, hy het 'n tiende gegee vir die dienswerk, hy het 'n tiende bymekaar gesit om voor die aangesig van die Here te kan verskyn, en hy 3,3% of 10% elke 3 jaar weggesit vir barmhartigheid. En dan het die Lewiete, dit wat hulle ontvang het, hulle weer 10% gegee vir die priesters,
wat dan nou die hoof van die godsdienstige stelsel was, en daarvan lees ons in Numeri 28 vers 26. Jy moet ook met die Lewiete spreek en aan hulle sê, as julle van die kinders van Israel die tiendes neem, wat ek aan julle as erfdeel gegee het, moet julle daarvan 'n offergawe aan die Here afgee, 'n tiende van die tiende. So ook die Lewiete moes dan 'n tiende van hulle tiende afgee vir die priesters. Dit is dan die Ou Testamentiese stelsel. En wat hierdie Ou Testamentiese stelsel, die eerste, die voorwettiese stelsel, het ons geleer, daar was 'n beginsel gewees. En daai beginsel het gegaan oor erkenning vir God se voorsiening, oor eer en dankbaarheid vir oorwinning. Dis waaroor dit gegaan het. Die wettiese tiende het weer gegaan oor God se werk moet ondersteun word, God aanbidding moet sentraal wees in die offergawes en die armes moet versorg word. En weer eens kom dit alles terug na die gedagte van God voorsien. Maar hoe voorsien God vir sy dienswerk? Deur ons. Hoe voorsien God vir ons om tye met hom in nabye teenwoordigheid te wees? Deur ons tiendesisteem of deur ons rentmeesterskap. En hoe voorsien hy vir die arme mense? Val dit uit die lig uit? Dit val uit die lig uit nie. Deur ons. Deur ons. En dan die derde gedagte wat na vore kom is die Nuwe Testament. So ons het die voor die wet, ons het die wettiese periode en dan die Nuwe Testamentiese beginsel. En ek het hier in die notas geskrywe, wat het verander in die Nuwe Testament? Dit is baie belangrik. Mense moet hierdie vraag vra, wat het verander in die Nuwe Testament? Is daar nie meer bediening en bediendaars nie? En dis die gedeelte wat Paulus na vore toe kom. Hy sê het net ons nie reg om die werk te laat staan nie. Moet ek myself doodwerk elke dag, sodat ek my eie salaris kan verdien en dan moet ek vir julle kom preek, want Paulus het dit gedoen, hy moes baie hard gewerk het, en hy sê nie dis reg nie, maar hy sê ek het dit gedoen, want daar was nie 'n ander keuse nie. En dis wat Paulus na vore toe kom, en hy sê, maar as dit net ek en Barnabas, wat geen reg het nie, is dit net ons, is daar nie meer bedienaars nie, is daar nie meer bediening nie, het God dan nou bekommerd gewees oor osse, jy mag nie os nie myl brand nie, of was die Here bekommerd oor sy kerk en sy werk? Wat het verander in die Nuwe Testament? Is daar nie meer nood en armoede onder ons mense nie? As ons rondry en ons kyk na ons eie mense, is daar nie meer nood nie, is daar nie meer armoede nie? Kan ons hierdie enetjie nou wegskuif, of kan ons nou daai enetjie wegskuif? En dan die een wat ons nooit aan dink nie, die aanbiddingstiende. Is daar nie meer nood vir ons om eenkant te kom voor die Here nie? Ek hoor baie die verskoning, die wêreld het so duur geraak. Ons kan see toe gaan aan die einde van die jaar, maar ons kan nie konferensie bywoon of reeksdienste bywoon, of is dit nie meer nodig nie? Dis die vraag. Wat het verander in die Nuwe Testament? Is hierdie die dinge wat ons nou kan een kant toe skuif? Ons kan die tiende vir die dienswerk een kant toe skuif, ons kan die tiende vir die arme mense, barmhartigheid een kant toe skuif, ons kan die tiende vir voorsiening vir aanbiddingstye een kant toe sit, of ons kan hulle nou konsolideer, want hulle almal is nou minderwaardig. Want dis 'n vraag wat ons vir onsself moet vra, is hierdie verskillende aspekte waarvoor God voorsiening wil maak. Hy wil voorsiening maak vir die bedienaars. Hy wil voorsiening maak vir aanbidding. Hy wil voorsiening maak vir die arme mense. Is een van hierdie dinge nou minderwaardig dat ons hulle bymekaar moet indruk? Dis 'n belangrike ding waaraan ons 'n bietjie moet dink hier in ons binneste. Nee, skryf ek hier 1000 maal nee. Elkeen van hierdie afdelings bestaan en is nog net so belangrik vandag as dit wat dit vir God was in die Ou Testament en in die wettiese periode. Die verskil in die Nuwe Testament is, daar's nie meer 'n fisiese wet nie. Daar's nie meer 'n fisiese wet nie, want die Nuwe Testament is ons vry van die wet, maar jy moet, as jy vry is van die wet, moet jy onder 'n ander wet inkom. So die vraag is daar wet? Nee, daar is veel meer as 'n wet. Ek is doodseker as 'n mens vandag enige van die Bybelskrywers sou kon vra, dan sê hulle, hoor jy, die Here het nou ontslaag geraak van die wet, daar's nou nie meer 'n wet nie. Hulle sê, ja, daar's nie meer 'n wet nie, daar's nou veel meer as 'n wet. Jy moet luister, jy moet dit vanmôre snap. Daar's veel meer as 'n wet. Hoekom sê ek so? Want in die wet staan, jy mag nie egbreek nie. Die Here Jesus se kom en hy sê, hy wat na 'n vrou kyk, 'n ander man se vrou kyk om met haar met welis kyk, het reeds in sy hart met haar sonde gedoen. Hy sê daar's meer as 'n wet. Die wet was, jy mag nie egbreek nie. Meer as 'n wet is, jy mag nie kyk nie. Oog vir 'n oog, tand vir 'n tand, dis die wet. Die Here sê, wow, meer as 'n wet. Selfs as jy sê raka.
Jy moet die ander wang draai. Daar's meer as 'n wet in die Nuwe Testament. Ja, die Nuwe Testament is baie meer as 'n wet, baie dieper as 'n wet. Paulus skryf vir ons in 2 Korintiërs hoofstuk 9 verse 6 en 7 hierdie woorde: maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Die Nuwe Testament is veel meer as 'n wet. Dit moet 'n verhouding wees. Dit moet 'n hartsaak wees. Dit moet 'n Abraham wees wat sien, maar Here, U het voorsien, en omdat U voorsien het, Here, gee ek terug. Of 'n Jakob wat sê, Here, ek het nie genoeg om te gee nie, maar Here, as U my help, gaan ek gee. Die een het baie gehad en hy gee, die ander een moet nog kry en hy sê, Here, ek gaan gee. Hoekom? Want dit moet 'n hartsaak wees. En dit is die Nuwe Testamentiese beginsel wat na vore kom. Paulus sê, maar wees versigtig, want wie spaarsamig saai, sal ook spaarsamig maai. In die Nuwe Testament is dit rentmeesterskap. Ons is verantwoordelik om as rentmeesters op te tree met wat God ons mee seën, terwyl die beginsel van die 10de ons lei. Let op, die beginsel van die 10de voor die wet. In die wet kom die Here en hy lê vir ons die beginsels neer. Hy sê, hierdie is die dinge wat vir my belangrik is. Hierdie is die dinge wat vir my belangrik is. Dit is vir my belangrik dat my predikers ten minste kos het. Ek het van soveel sendelinge gehoor wat vir weke lank nie kos het nie. Hy sê, hierdie is my hart, laat my dienswerk kan aangaan. Want ek wil hê wanneer die wêreld kyk na die gemeente, wanneer hulle kyk na EG Kerk Springs, dan moet hulle sê, joh, dis 'n armoedige klomp lot mense, daai die Here voorsien nie is vir die bediening nie. Nee, hulle moet, ek praat nie van weelde nie, as hierdie mense wat met jets rondvlieg, ek praat nie van daai nonsens nie, maar die mense moet sien, weer, hierdie mense is plat op die aarde, maar op een of ander manier voorsien die Here. Hy voorsien. Hy enigste kerkie wat ons gebou het, bou ons, iemand skenk geld, dan bou ons. Groot bord daarop gesit, tot hier toe die Here ons gehelp. Sit 'n bord op, daar raak jy geld op, daar raak jy bouwerk op. Daar ry 'n vrou verby en haar kind. Sy sê, mamma, kyk, die Here het hulle tot hier toe gehelp, maar lyk my help hulle nie verder nie. Wie wat? Ek dink die Here het daai gebed gehoor, want ons hoor agterna hierdie dinge, jy weet dit nie altyd dadelik nie. Daar kom 'n skenking, daar gaan die bouwerk weer aan. En daai vrou is vandag in daai kerk, en sy kon getuig, sy het gesê, hulle het hier verbygeras, 2 mense vandag in daai kerk, wat sê, hulle het daar verbygery gesê, hierdie selfde ding gewonder. En wie die Here hoor dit, hy sê, dit hoor dan nie so nie. Dit hoort nie so nie. Rentmeesterskap, nie uit dwang nie, nie uit droefheid nie, maar met 'n gewillige hart. Ons moet as rentmeesters optree van dit wat die Here vir ons gegee het. Nou 'n rentmeester verstaan ons nie altyd lekker nie, maar van u wat 'n paar rand het wat u iewers te belê het, u kan dalk dit besef. Jy weet, jy gaan daarna 'n makelaar toe en jy sê, hoor, ek gaan vir jou my geld gee. My aftreegeld, my aftreefonds, my pensioenfonds, wat ook al, ek gaan dit vir jou gee. En al wat ek wil hê jy moet doen, jy moet dit bestuur, laat daar 'n opbrengs is. Dis al wat ek wil hê, bestuur dit net. En as jy nou vir jou hele lewe lank hierdie geld aan hierdie persoon gegee het, en jy kom hier aan die einde van jou lewe en jy het nou vir hom 500.000 rand oor jou leeftyd gegee, en jy kom daar en hy betaal vir jou uit 450.000, dan gaan jy mos nou nie tevrede wees met hierdie rentmeester nie. Hy is veronderstel om iets te doen met jou. En weet jy wat, dit is presies wat die Here doen. Hy kom na sekere mense toe en hy seën hulle met sekere talente. Hulle kan met kinders werk. En hy wil hê, as hy terugkom, moet hy sien, joe, jy het wonderlik met kinders gewerk. Het kinders tot bekering gekom, en jy kom met hulle werk. Hy seën 'n ander oom, laat hy die boom tot in 80 nog kan sleep. En weet jy wat, die Here is baie bly, hy het die boom gesleep. Maar 'n ander ou seën hy met weelde, met finansiële weelde. Daar was 'n man gewees, hulle boer beeste. Ons het baie ABEB konferensies van gehoor. Hulle sê, dan gaan jy daar na die ABEB konferensie, dan is dit gratis toegang en die kos is gratis. Dan neem hulle 'n offergawe op die Sondag. Maar iemand moes gesorg het dat daar kos is. Dan hoor ek, is 'n boer van die Tsitsikamma. As hy hoor as 'n konferensie en sê, ek gee vir julle 'n paar beeste, dan moet kos wees, die Here voorsien. En dis hoe dit met my en jou wees. Die Here seën ons elkeen met seëninge en met talente. En ons moet rentmeesters wees, om net te sê, Here, U het nou vir ons gegee, Here, ons gaan dit nou vir U gee. Waar?
vir bediening, vir barmhartigheid en aan die einde vir aanbiddingsgeleenthede, vir tye wat ons naby in die teenwoordigheid van die Here kan kom. Ons lees in 1 Kronieke 29 vers 14 hierdie woorde: Want wie is ek tog? Wie is ek tog? En wat is my volk dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk? Want dit kom alles van U en uit U hand het ons dit aan U gegee. Daar's die 10de, vriende. Dis hoe ons moet dink aan dit. Ons moet ons gedagtewêreld verander. Dis baie moeilik om as jy iets ontvang het, dit uit te gee. Ek het elke jaar, dan sê ek as ek hierdie jaar 'n belastings inkomste ingedien het en ek kry iets terug, dan besluit ek voor die tyd, want ek het gesien as hy eers in die bank is en dan besluit ek, nee, as ek te synig wil ek omhou. Ek besluit voor die uit, hierdie jaar gaan ek met my belastingopgawe dit doen. En die dag as daai geld val, dan doen ek dit want ek het dit begroot. En weet jy vriende, dis hoe ons moet kyk na hierdie dinge. Here, waarmee? Here, wat het U vir my gedoen en hoe gaan ek dit vir U teruggee? Maar dan moet ek dit begroot. Ek moet dit beplan. Here, die bediening moet aangaan. Here, barmhartigheid. Here, wat dit sal wees. So die vraag vanmôre wanneer ons praat oor die 10de en voor ons gaan afsluit, is nie hoeveel geld gee ek vir God nie. Die vraag is, hoe bestuur ek wat God aan my toevertrou het? Dit is baie belangrik. Dit is 'n enorme verskil in die twee forme van vrae. Sommige gee baie uit hulle oorvloed, ander gee min uit hulle gebrek. Het gaan nie oor die bedrag nie. Het gaan nie oor die bedrag nie. Ek gee 1000, jy gee 50. Dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan oor, Here, hoe lyk my hart vir bediening? Hoe lyk my hart vir barmhartigheid? Hoe lyk my hart vir aanbidding? Dis waaroor dit gaan. In die Ou Testament het hulle 23% gegee. In die Nuwe Testament is dit hartseer dat by baie plekke is die gekombineerde enetjie dalk 5 of minder. Hulle het dit gegee vir die bedienaars, vir die armes en vir die geleenthede in God se teenwoordigheid. Weereens kom ons terug na die afsluitvraag. Die vraag is nie hoeveel gee ek nie, die vraag is hoe lyk my verhouding met God? Het ek so naby verhouding met God soos Abraham dat ek geweet het wat was reg op die regte tyd? Of soos Jakob dat ek die Here kon vertrou om die regte te doen op die regte tyd? Hoe lei die Here ons? Of kan ek dit so vra, hoe lei die Here u? Ons vind in 1 Korintiërs 4 vers 1 en 2 verse wat ons gelees het heel aan die begin. Paulus sê, as ek dit vrywillig doen, het ek loon. Maar as ek dit nie doen nie, is 'n rentmeesterskap my toegelê. Dis wat ons moet doen. Ek en u moet elkeen 'n rentmeester wees. Maar dan kom hy in 1 Korintiërs hoofstuk 4 en hy sê hierdie woorde: So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en rentmeesters van die verborgenhede van God. Elkeen van ons is 'n rentmeester. Nie net van offergawes nie, talente, van dit alles saam. En let op hierdie woorde. En verder word van die rentmeesters vereis. Let op die woord vereis dat hulle getrou gevind mag word. As jy vanmôre eerlik is, as ons vanmôre eerlik is, hoe dink ons aan hierdie dinge in die eerste plek? En in tweede plek, wat sou die Here vanmôre sê as hy so deur my begroting gaan en my beplanning gaan? Is ek as rentmeester getrou of is ek as rentmeester nie getrou nie? Nie 'n boodskap dat mense nou moet sleg voel of moet gedwing voel nie, maar 'n boodskap om te sê ons moet anders dink. Ons moet anders dink. Ons moet begin besef dat hierdie gemeente is ons gemeente. Hierdie predikant wat hier toe kom, moet ons voorsorg. Ons kan nie toelaat dat hy honger gaan slaap of sy kinders honger gaan slaap en dan sê ons, ag, Here het nie voorsien nie. Ja, hy het nie voorsien nie deur ons nie. Beteken ons was die blok. Amen. Kos gee vir hom Joppie Kans.